onbelangrik hoe ons lyk, wat ons het, die plek of tyd. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom. Ons kon seker meer gewees het, maar al wat ek vanmôre weet is julle wat hier is wil nie wees, nee. Mag dit 'n besondere ervaring wees. Net twee saakies, die een is die belydenisgroep is op die kamp en hulle sou nou hier gewees het betyds vir die diens, maar hulle wag nog vir die bus. So wees maar geduldig as julle hier is en wag vir julle kinders dalk. Hulle is op pad. Wat beteken Dominee Willem is opwees nou nie hier vanmôre, nou nie. So ek het net een afkondiging namens hom en dit is dat volgende Vrydag is mos nou Goeie Vrydag. Die diens is 8:00 die oggend en julle moet kruise saambring. Dis die meeste wat ek weet. Want iewers buite gaan hy nou weer besig wees met die kruise en so. Dis Willem se diens, so welkom ook volgende Sondag. Vandag is Palm Sondag. Ek gaan nou vir ons lees. Waaroor gaan dit? Wat? Nagmaal. Die oggend. Ja, saam met die Goeie Vrydag diens. 8:00 nagmaal, bring die kruise saam. Dankie Christel. Dis niks anders nie. Alright. Dis Palm Sondag. Ons het nou daar gestaan en gewonder want ons het nou daar palmtakke gesit. Hulle is 'n bietjie die gevoel kry, maar baie van die ouens het hulle doodgeskrik. Die palmtakke te trap en dis nie omdat ons nie matte het nie, hoor, ons wil 'n gevoel gee. Palm Sondag. Wat is Palm Sondag? Dis die week voordat die Here Jesus gekruisig is, né? Het hulle al opgegaan Jerusalem toe vir die Paasfees en dis die geleentheid waar hulle hom so ontvang het en gesê het Hosanna vir die koning wat inkom, né, waar hy op 'n donkie ingery het. En dit is Palm Sondag, so ons wil sommer net so 'n bietjie die idee daarvan gee, as ons nou geweet het, dit gaan nie reën nie, dan sou ons waarskynlik 'n diens buite gehou het. Dan kon ons donkies ook gereël het, dat mense iets daarvan, ja, ons moes, maar dit sal nou nie vanmôre werk nie. Ek lees vir ons, dink so saam met die musiek, lees ek Matteus 21, die intog van Jesus in Jerusalem. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea.
Here God, aan U kom toe die eer, die lof, die aanbidding, alles wat in ons harte kan leef. Here, ons het nie woorde om U grootheid te besing nie. Ook in 'n wonderlike oggend waar dit buite reën en ons U seëning beleef. Here, wees met ons. Laat die begin van hierdie diens, dit wat hier gebeur, daar waar ons gaan eindig, Here, mag dit alles wees tot U eer. Amen. Geliefdes, genade vir jou en vrede van God wat jou Vader is, Jesus Christus wat Here is en wat heers as koning, en van die Heilige Gees wat in jou is. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons Here loof met ons loflied. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe. Prys die Heer. Prys die Heer, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe. Prys die my
Here, as ons voor U stil raak, dan wil ons U woord hoor. Here, dis oomblikke van waarheid. En net die Gees kan vir ons oopmaak. En daarom bid ons saam, Heer, dat nie een van ons vanmôre te vergeefs hier sal wees nie. Maar om U te ontmoet, ag, dit was al klaar genoeg. Maar deur die woord, Here, praat met ons, praat uit die woord. Here Jesus, U wat koning is, sê vir ons, wat het U bedoel, toe U ons leer bid het? Want ons wil bid soos U vir ons gee. Ons Vader wat in die hemel is, aan U kom toe die eer en die lof. In en deur Christus, deur die Gees. Amen. Broers en susters, so 'n bietjie oor gebed, en ek wil praat oor die gebed wat die wêreld verander het, die gang van die wêreld verander het. Maar kom ons praat eers oor ons gebede. Gebed, die wonderlike manier wat God vir ons gegee het om in sy teenwoordigheid te kom. Natuurlik is God alomteenwoordig, maar daai spesiale oomblikke, nê? Die oomblikke wat ek in die heiligdom instap, met God kan kommunikeer, met hom kan kontak maak. En nou praat ek nie van die skietgebedjie wat ek opsê as ek op pad is werk toe, of as ek wil raad hê en ek gaan in 'n moeilike vergadering, of ek moet 'n moeilike besluit neem. Nee, ek praat van tyd saam met God. Wonderlik, daai gebed. En dan wil mense eintlik sê, ek wil reg bid, ek wil bid soos wat die Here van my verwag. En dit kan nogal moeilik wees. Ek wil vertel van 'n oom ouderling daar in die Vrystaat, wat gebeur het. Die dominee wou maar lankal gekies het as ouderling, maar hy het gesê, dominee, ek kan nie vir mense bid nie. Sy broer sê, nie 'n wyk gee nie, jy kan net vir ons help. Sy naam sê, maar dis reg, dominee kan my kies, maar asseblief moet my nooit vra om in die konsistorie, jy weet hulle nog so by mekaar gekom, om daar te open, of na die diens af te sluit nie, asseblief, ek is nie ou vir gebed nie. Eintlik bid ek nie goed nie. Maar die oomie het op 'n snaakse manier gepraat. Hy het altyd gesê bietjie, jy weet, dis 'n bietjie nat en dis 'n bietjie droog en die wind waai 'n bietjie kwaai en dis bietjie alles. En toe kom die oggend wat daar 'n vreemde dominee preek. En toe hy so begin, toe sê hy vir die oom, ag, sê jy vir ons open asseblief. Hy skrik om boeglam. En al wat hy sê is, Here, U is 'n bietjie groot en ons is 'n bietjie klein. En daar daal so stilte en hy kyk vir die ou langs hom en hy sê, dit was 'n bietjie bad, nee. Dit was 'n bietjie bad, maar ek dink hy was nogal reg, want die Here is groot en ons is klein en dis eintlik alles wat ons kan sê. Dis nie eenvoudig om reg te bid, is daar so iets? Daar is tog, weet jy, nadat die disippels 3 jaar saam met die Here Jesus op pad was, Lukas 11:1 sê hulle, Here, leer ons bid. Dit het my nogal opgeval. Teen daai tyd moes julle geweet het, Here, leer ons bid. En as ek teruggaan na Matteus, dan is dit die soortgelyke of dieselfde gebed wat Jesus vir ons leer, die baie bekende Onse Vader. Onse Vader gebed. So ek wil lees, en die van julle wat Bybel het, ek het dit ook, laat ons dit op die bord kan sit, Matteus 6, vers 9 en vers 10, net die 2 verse. Jesus sê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En die volgende een is, gee ons vandag ons dagse brood. Maar ek wil dit nie eens noem, ek wil oor daai eerste deel met U praat, want weet jy, ons ken mos die tweede deel so goed, daai gee ons vandag ons daaglikse brood. Ja, ons bid dit nie net so nie, maar ons ken die ding van vra van die Here. Want as ons nog regtig bid en moeite doen en stil word vir die Here, dan is dit die belangrikste wat ons doen. En natuurlik sê die Here, julle moet vra. Soos 'n kind vir sy pa vra. Maar ek dink dis alwaar die meeste van ons se gebede bestaan. Ons vra. En Here, my lysie is bietjie wyer as nou net vandag se brood. Kyk, daar's my kinders en daar's my werk en daar's my toekoms en daar's moeilike besluite wat ek moet neem. En natuurlik, ja, ons vra.
Ek onthou as student, ek weet nie of dit vandag nog so is nie, was daar Saterdagaande hier rondom 12:00 'n versoekprogram oor die radio. En dan het ek nogal geluister, want die ouens het goeie musiek gespeel en bekende liedere gevra, Golden Oldies onder andere. En ek onthou die omroeper het een aand gesê, maar julle moet aanhou vra. Moenie moedeloos raak as jou versoek nie gespeel word nie. Iewers gaan dit gehoor word. En ek het so 'n idee gekry, maar is dit nie soos die Here ook met ons gebede werk nie? Dalk het jy ook al so gevoel gekry. Ag, ek sal maar aanhou vra en ek is nie seker die Here hoor my altyd nie. Want kyk, die Here verhoor nie my gebed nie. Dit wat ek vra, kom nie altyd waar nie. Trouwens, dit gebeur mos maar eintlik min, nie waar nie. En dis waar die ouens kom en sê, maar dit voel vir my ek bid teen die dak vas, nee, want die Here verhoor nooit 'n gebed nie. Of as dit nie uitwerk soos wat ek vra nie en ek is in 'n krisis, dan word ek kwaad vir die Here. Hoekom hoor hy my nie? As plek vir voorbinding, as plek vir vrae, maar Jesus kom leer ons, dit gaan nie oor my nie. As jy bid, en jy raak regtig stil voor God, dan gaan dit oor God. Gaan dit oor God. Dis waar ons moet begin, en dis waaroor ek so 'n bietjie wil stil staan. Hierdie groot God, wat sê, kom in my teenwoordigheid, kom praat met my. Het gaan oor God. Daarom sê Jesus ons Vader, natuurlik my hemelse Vader, maar my hemelse Vader. Want daar is afstand, broer en suster, tussen God en my. Hy is my hemelse Vader, hy is nie maar net my pappa, wat hy saam met my rondfladder op die aarde, en wat ek in die huis kan innooi, en met wie kan praat soos ek wil nie. Hy is my hemelse Vader. En Jesus se eerste bede is, laat u naam geheilig word. Mag aan God die heiligheid naam wat hy is, mag ons dit probeer sê, enigstens op ons lippe. God is heilig. En daarom moet daar afstand wees, daarom moet daar nie familiariteit wees, nee, ekskuus. Wie en dit maak my seer, want ek ken mense wat so bid asof God hier langs my sit, dit is seker ook waar. En dan praat ons so, jy en jou. Maak my so 'n bietjie seer, dalk is ek dom, dalk is ek oudtyds, maar as ek Jesus luister, dan buig ek eerder voor hierdie groot God. Want hy's heilig, hy's anders. Hy's my hemelse Vader, wonderlik dat hy my Vader wil wees in Christus. Maar is my hemelse Vader. Ek onthou ons was op 'n toer in Israel. Ek en Gerda en so saam met 'n klomp van 'n ander kerkgenootskap, en ons het so privaat toer eintlik gedoen. En as jy mos nou op 'n plek kom wat belangrik is, dan raak jy stil en jy lees uit die Bybel en mense oordink het mos hier het dit gebeur. En ek onthou, skies nou dis 'n pastoor, maar dit was nou wat op 'n bepaalde plek begin bid en is al hoe harder en ander naam skree en ek het so seer gekry en hy het my so gesien. Toe vra hy na die tyd vir my nou maar, bid jy nie? Sê ek, ja maar wie wat, ek weet nie, het jy ooit so met jou aardse pa gepraat? Het jy ooit so op hom geskree? Sê nee, sê ek, jawel, God is God, sover ek weet is ook nie doof nie. Nie baie vir my gehou nie, maar broer en suster, dis God, dis die heilige God. Ek wil vir Jesaja 6 lees en dan miskien verstaan ons beter van om in God se teenwoordigheid in te kom. Jesaja 6, toe die Here hom roep, toe gaan hy in die tempel in, en ons lees, in die jaar van koning Usia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, hy kry 'n visioen van die Here. En die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige, die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kusyne gerammel het, en die tempel vol rook geword. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein. Ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige.
Here, U is 'n bietjie groot en ons is 'n bietjie klein. U is die koning, U is die almagtige. En al wat ek kan uitroep is, Here, heilig, heilig, heilig is U. En nou kom Jesus en hy sê, laat die koninkryk kom, U wat heilig is, kom vestig U koninkryk hier op aarde, laat U wil soos wat dit in die hemel is op hierdie aarde geskied. En ek wonder as ons dit bid of ons weet wat ons bid. Weet jy, ek moes dit weer ontdek en vir Here vra, maar wat is hierdie laat U wil geskied? Dis dat die hemelse troon, dat die hemelse koningskap en regeerskap van God op hierdie aarde sal sigbaar word, sal gestalte kry. En dis wat Jesus kom doen het. Bid ons dit, bid ons so, ek myself afgevra, bewus word van die heiligheid van God en ek is in sy teenwoordigheid. En daarom wil ek net so vinnige draai maak by Openbaring 4 en 5. Julle kan dit gerus gaan lees. Want nou sit Johannes op die eiland Patmos. En op die Sondag, die dag van die Here, hoor hy 'n stem agter hom. En die stem sê, kom, ek vat jou in die hemel in. Kom, ek maak die hemel vir jou oop. Ek vat jou op 'n toer en dan sien jy wat gaan in die hemel aan. Daar waar God is. En as Johannes daar aankom, dan sien hy 'n troon in die middel. En op die troon sê iemand soos seun van die mens, maar eintlik sien hy God. Hy sien God op die troon in die middel. Want God is in beheer. God regeer. God is op sy troon in die hemel. En om die troon is daar 24 kleiner trone. En hy sê dis 24 ouderlinge. Hulle het kroon op hulle kop, hulle het wit klere aan. Dis die hemelse kerk. 12 verteenwoordig Ou Testament, die 12 stamme, 12 verteenwoordig die Nuwe Testament, simbolies, 12 disippels. Dan is daar 7 fakkels, 4 wat brand, simbolies van die volheid van die Heilige Gees. En 4 lewende wesens op die punte, die skepping. En wat doen hulle? Hulle begin die Here aanbid. En dis hoekom hulle daar is, want hulle is in die teenwoordigheid van die koning. Ek moet dit vir julle lees, Openbaring 4. Hulle het dag en nag, sonder om te rus, het hulle uitgeroep. Dis die lewende wesens, die skepping, heilig, heilig, heilig. Dis die Here God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge, kniel die hemelse kerk voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit aan hulle krone voor die troon neer en sê, Here, U is waardig. U is ons God. U is waardig om die heerlikheid, die eer, die mag te ontvang, omdat U alles geskep is. Deur U wil het alles ontstaan. Die hemelse kerk is in aanbidding. Ek wil terugkom. Laat U wil geskied. Laat U koningskap deurbreek. Broer en suster, dis lydingstyd. Jesus het ons geleer, dis wat jy moet bid. En as Jesus in die krisisuur van sy lewe kom, dan is dit wat hy bid. Matteus 26, ek wil graag vir julle die stuk lees. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane, en hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Dis donderdag aand laat. Hulle het sopas die Pasga verander in nagmaal saam met die Here Jesus. Jesus het gesê, een van julle gaan my verraai, Petrus, jy gaan my verloon. Dis wat vooraf gaan. En nou is hulle in die tuin van Getsemane, waar Jesus sê, ek wil nou gaan bid. Dis nou die tyd vir my. Vers 37, hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier, waak saam met my. Ek voel doodsbenoud. Want Jesus weet wat op hom wag. Die skande om verraai te word.
om gevang te word asof hy skurk is, om gegeesel en geslaan te word die aand, om 'n doringkroon te dra en gespot te word, om aan 'n kruis uit te gaan hang, die slegste dood wat daar kon wees. Ek wil nie daarop uitbrei nie, maar Jesus weet dit lê vir hom voor, hy is doodsbenoud. Vers 39, hy het 'n entjie verder gegaan, daar gekniel met die gesig teen die grond. Hy buig voor God, die koning, die een in wie sy diens hy is. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Here, as ek vanaand vir U vra, dan vra ek asseblief laat hierdie lydensbeker verbygaan. Here, is daar nie 'n ander pad as om aan 'n kruis uit te gaan hang en die skande van almal te word en hierdie aaklige dood te sterf nie? Asseblief, Here. Maar God, U is koning, laat U wil geskied. Laat U wil geskied. Want daar's meer op die spel. Dis net my lewe. Dis 'n wêreld. Dis 'n wêreld se toekoms is op die spel. Vers 40, daarna kom hy na die disippels toe terug en hy kry hulle aan die slaap. Hy sê vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Hierdie laat my dink, ja, WhatsApp groepe wat sê, ag, bid asseblief vir my, ek is in die moeilikheid, en dan sit ons sê, yes, bid vir jou. En ek wonder altyd, maar hoeveel bid regtig? Het was net 'n manier te sê, jy weet, ons raak ook geestelik aan die slaap. Want ons is moeg. Ja. Vers 42, die tweede keer dat hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaag kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap gerus, slaap en rus julle nog, die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. Ek berus in die wil van God. Laat U wil geskied. Broers en susters, so ek en jy dit kom bid. Wat 'n vraag. Ja, maar ons het nie dieselfde pad om te loop nie. Maar ek is seker jy was al doodsbenoud. Ek is seker jy was al in 'n krisis. Jy was al met iemand wat besig is om te sterf, iemand in 'n ongeluk. Jy het al met jou eie siekte gewortel, jy het al met jou besigheid gewortel. En jy het gebid. Jy het gebid, Here, ek is doodsbenoud. Wat het jy gebid? Asseblief, Here, as U God is, vandaan het ek U nodig. Nou moet U wys. Asseblief, nou moet U intree. En as dit nie gebeur het nie, dan is ek kwaad vir God. Ek weet van iemand wat met God, want ek dink ons sal maar onderhandel het oor sy kind wat so siek was tot die dood toe. Jare terug, Here, red net hierdie kind. Ek sal die res van my lewe sal ek U dien, sal ek kerk toe gaan. Ons onderhandel, ons doen enige iets, nie waar nie. Maar laat tog net asseblief my wil geskied. As dit oor God gaan, in gebed, en dis hoekom dit so moeilik is, dan moet ek sê, Here, nogtans nie soos ek wil nie, maar laat U wil geskied. En daarom bid Jesus 3 keer. Toe aanvaar hy, nee, maar God se wil sal geskied. En broer en suster, het U gedink, as God die aand besluit dat ek luister na my seun, ek sien sy doodsbenoudheid raak, ek gaan hom daaruit verlos. Hy kon die engele mag gestuur het en die Romeine het op hulle neuse gekyk. Dan was die wêreld in groot moeilikheid. Dis die gebed wat die wêreld se gang bepaal. Hoekom sê ek so? Terug by Openbaring 4 en 5. Openbaring 5.
vertel van 'n engel wat staan met 'n boekrol in sy hand wat met 7 seels goed verseël is. En hy vra, wie kan hierdie boek oopmaak? Want daai boekrol is die raadsplan van God met hierdie wêreld. Dis hoe God sy koningskap hier op hierdie wêreld gaan vestig. Dis hoe dit gaan gestalte kry. Dis hoe die wêreld se gang, se geskiedenis vorentoe gaan loop onder sy beheer. Maar dit is met 7 seels toegemaak. En daarom huil Johannes toe hy dit sien. Hy huil want hy besef hierdie wêreld is aan homself oorgegee. As daar nie iemand is wat daai boekrol gaan vat en God se raadsplan gaan oopmaak nie. Maar toe draai hy om en hy sien, hier's die lam wat geslag is. Dis Jesus wat in die hemel aankom na sy kruisiging. Hier's die lam. Die lam wat geslag is, ja, hy's die leeu van Juda, hy's die koning, hy's die lang verwagte Messias, hy's God se plan vir hierdie wêreld. Hy kom in die hemel aan. En daar is nooit weer 'n gehuil in die hemel nie, want as jy daar is, dan is daar nie plek vir huil nie. En Jesus vat daai boekrol, hy kry die medeseggenskap oor God se plan. Trouwens, hy is die een wat die plan gaan uitrol. En hy maak die seels oop. En dan begin Openbaring vorentoe loop. En nou sal ons sê, maar as dit dan God se plan is deur Jesus wat die koningskap namens hom oorvat en regeer, hoekom is daar nog 'n ou soos Putin? Hoekom is daar iemand soos die ANC? Hoekom is die lewe nog so moeilik? Hoekom is ons hierdie kieme wat ons om ons beleef, al die goed? Hoekom? Want dis nie 'n gemaklike pad nie. God het dit so beplan. Nee, hy het dit nie so beplan nie, maar hy laat regeerders toe. En hy laat ons toe om ons lewe te leef. Maar hy's in beheer, hy's op pad na die nuwe Jerusalem toe. En daarom sommer in die volgende hoofstukke is daar perde wat hardloop en daar's dood en daar's bloed. Maar God bly in beheer. Hoe sal ons sê, die nuwe CEO van hierdie groot maatskappy het gearriveer. En hy het 'n plan. He called the shots. Dis Jesus. Hoe sal ons sê, die nuwe president, wêreldpresident, het pas sy troon gevat? Nee, is nie 'n troon nie, hy het in beheer gekom. En ons sien dit nie eintlik nie. Maar hy's in beheer, hy's koning, hy's die almagtige. Soos ek nie ooit twyfel, dan moet ons net bid. En ek kom by Efesiërs 1, ek wil nie eens al die tekste vir julle lees nie. Waar Paulus bid en hy sê, ek bid dat God deur sy gees, julle geestesoë so verhelder, dat julle as het ware die hemel kan inkyk en sien wat is jou hoop, wat is jou toekoms. Maar ook hoe geweldig groot God se krag is wat hy uitgeoefen het, toe hy Jesus uit die dood laat opstaan het, om hom 'n plek in die hemel gegee het, en hom eintlik hemelse koning gemaak het. En hy het al die vyande onder sy voete gestel, en hy het hom 'n bewind gestel. Wow, dis Paulus. 1 Korintiërs 15 sê, maar hy het al die magte, al die kragte, al die regerings is eintlik onder hom. Maar daar's 'n tyd, nee, daar's 'n tyd. Daar's 'n tyd wat hy gaan kom, en dan gaan hy almal onderwerp, en hy gaan almal onder God se koningskap stel. En dan gaan God alles vir alles wees. Ons kan daai eintlik nie eens vertaal nie. God sal alles vir alles wees. Dis die einde. Maar broer en suster, intussen is ons op pad. Maar Jesus is koning. Terug by gebed, hoor bietjie nou. Daar's lof, daar's aanbidding. Openbaring 5, net toe die lam die boek neem, hierdie raadsplan van God, het die 4 lewende wesens, die ganse skepping, die 24 ouderlinge, die hemelse kerk, voor hom gekniel, voor Jesus, want hy is nou koning. Elkeen van hulle het 'n sieter gehad op 'n goue en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. In die hemel het hulle die wierookbak, simbolies van die gebede van die gelowiges. Ons gebede.
My gebed is in die hemel. En wat is hierdie gebed? U is waardig om die boek te neem. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak. Hierdie gebede gaan saam. Hierdie gebede gaan saam met die engele wat sing. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, aan die lam, behoor die lof en die eer, die heerlikheid, die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. 'n Teks wat my aangryp. Ons gebede is in die hemel. Daar in die troonsaal van God. Jou gebed kom in die hemel. Voor God. En dan is die eerste in die Here, hier is my behoeftes. Die eerste is Here, ek wil U aanbid, ek wil U loof, ek wil U eer, saam met die skepping, saam met die engele, want U is God, U is in beheer, Here Jesus. U is nie my speelmaat nie, ek nooi U nie oor na my huis toe vir 'n sleepover soos 'n maatjie nie. Nee, ek pas my wil in by U wil, Here, laat U wil geskied, maak my deel van U wil. Dis waar ek begin. Natuurlik is daar plek vir voorbinding. Natuurlik. Maar broer en suster, dis nie gebed nie. Gebed is om die teenwoordigheid van die hemelse troonsaal van God in te stap. Voor die koning en te buig. Ek wil U aanbid tot in ewigheid. Amen. Here God, U is groot, ons is klein. Maar ons is in U troonsaal. Aan U kom toe die eer, die heerlikheid. Here, ons het nie woorde om te sê nie. Maar ons wil vra, laat U wil geskied. Laat soos wat dit in die hemel is, ook op hierdie aarde gebeur. Neem U die koningskap oor. Here, U het dit reeds geneem. Vestig U dit. Gebruik my saam met U te werk vir die koningskap, die eer, die lof, die heerlikheid van U wat koning is. Amen. Ons gaan ons dankoffers by die deure gee. Kom ons sing ons slotlied.
ontvang die seën van die Here, gaan leef onder sy koningskap met vrede elke dag. Daarom die genade van ons Here Jesus Christus, wat koning is, die liefde van God, wat sy seun aan 'n kruis laat sterf het, die gemeenskap van die Gees, wat dit in jou lewe werklikheid maak, sal met jou wees. Amen.